Seker so 'n maand en 'n half terug het 'n meerderheid van die Suid-Afrikaanse man 'n bietjie nervus geraak. Hulle 'n bietjie nervus geraak. Want so 'n maand en 'n half terug het sekere manne gesê, die dag kom die Here. Ek het die Here gesien, ek het die Here gehoor, die Here kom. En 'n paar manne het bietjie nervus geraak. Toe so een aand bel 'n man my. Nou, ek het hom al ontmoet in 'n winkel waar hy werk. En soos julle weet, borrel Jesus altyd maar my by mond uit op die einde. Nou ja, ek kan saam met jou praat oor rugby vir 'n rukkie, ek kan saam met jou praat oor visvang, ek kan saam met jou praat oor baie dinge. Ek was 'n man van die wêreld mos. En ek onthou toe ek die spesifieke man ontmoet. Toe sê hy vir my, weet jy wat, ek ken alles van Christendom en alles. Moenie met my kom met daai dinge nie. Okay. Jy weet, ek sê nee, maar okay. Maar so 'n maand en 'n half, seker nou 3 maande na daai ontmoeting. Weet nie eens waar kry hy my nommer nie, maar hy bel my. Maar hy's nogal ongeskik. En hy sê vir my, jy moet kom en vir my en my gesin kom doop en ons worry. Ek sê nee, maar dis reg. Waar kan ek vir jou kry? Hy sê nee, kom na die winkel toe by so en so die volgende dag. En dan reël ons dat jy kom. Jy moet ons kom doop. En nou sit my dogtertjie en luister na die oproep. En ek sê vir haar, hoor jy die desperaatheid van hierdie mense? Sy sê ja, ek hoor hulle. Ek sê vir haar, die man klink dronk. Sy sê, hoe kan dit sê? Ek sê, want ek weet hoe klink 'n dronk man. Vat een om een te sien, né? So was ons. Nou ja. Nou my Bybel, die woord van God, leer vir my baie duidelik. Die publieke simbolisme van die doop. Dat die doop in homself nie die redding is nie, maar wat die Here sê gebeur. En wat is dit? Kom sit vir hom neer. Yes, bely. Die volgende dag gaan ek na die winkel toe. Hulle sê nee, oom so en so het nie ingekom nie. So daai man het nie ingekom nie. Ons het vir daai tyd gereël by daai plek. Hy het nie opgedaag nie. Hy het nie weer gebel nie. Want daai datum wat so voorgelê is, het gekom en gegaan. En die man het gesê, dankie, tog, die Here het nie gekom nie. Hierdie dominee se boude man. Yes. Nou tot en met nou toe het ek nog nie die man gesien nie. Ek was nog nie weer daarso nie. Sulke is goed en sulke goed, né? Want dit is so. Almal bely Jesus. Hulle doen. Hulle sing dat die trane loop. Maar hulle raak kwaad wanneer jy vir hulle sê wat Jesus sê.
Is dit nie snaaks nie? Watter Jesus dien jy? Watter Jesus dien ek? Jy sien, iemand het 'n shortcut probeer vat. Iemand probeer oor die hekke klim en sê, hier is Jesus, daar is Jesus. Maar jy lees vir jou vas in God, as jy nog nie verblind is deur jou verwerping nie. Okay? Jy lees vir jou vas in God, wanneer God vir jou vra in sy woord, wie sê, nie julle nie ouma en oupa, broer of suster, of mamma of pappa, of jou man of jou vrou nie. Die Here vra vir jou, wie sê jy? Jy is ek. Wie sê jy is ek? Want ek, sê die Here, het vir jou gesê wie ek is. Ek het vir julle gesê wie ek is. Nou kom ek sê gou vanoggend. Ek sê dit baie. Satan het 'n wil. Het hy nie? Het hy nie? Hy het. Hierdie nuwe dag wat God geskaap het, gaan ons iemand se wil vereer. So, julle wat nou haastig is vanoggend, jy weet tyd is geld, né? En ek dink nie daar's iets mee verkeerd tot 'n mate nie. Maar pas op, wanneer geld tyd wegvat. Okay, want jy kan altyd geldjies kry en tyd verruil. Maar jy kan nooit tyd terugkry met geld nie. Sak hy vanoggend in die koppie in. Jy kan nooit tyd terugkry met geld nie. En pas op vir 'n valse balans, sê God. Daar's niks meer verkeerd en voorsiening en daai dinge nie, maar pas op wanneer die balans tip. So dan vra ek vanoggend, jy wat in jou hart sê, ag, shut up. Wie se wil is dit dat jy nie gaan kyk wat die ou sê waar is nie? Wie se wil is dit dat jy wat dit voel nie gaan kyk of dit waar is nie? Gaan kyk of dit so is. Come on, you warrior of truth. Wie se wil is dit? Wie se wil is dit dat die Jesus wat mense bely net vir hierdie lewe is? Wie se wil is dit dat 'n man of vrou nie verder wil kyk as hierdie lewe nie? Dat hulle so onderdruk word, nê, deur die plesier en die pyn van hierdie wêreld, nê, dat hulle geen ewigheidsperspektief het nie. Het jy al gesien as jy iemand leer fietsry of skateboard of so, en hulle kyk altyd af na hulle voete toe. En dan leer jy hulle kyk voor jou. Skielik het hulle beter balans. En baie sien hierdie tipe verklaring van God se woord as dis nie liefdevol nie. En ek sê weer vanoggend, hoe lief moet ons onsself hê om nie die waarheid te verklaar nie. Ja. So wie se wil
Wie se wil? Want God het sy wil baie duidelik gemaak. God se wil is nie onduidelik nie. God se woord is nie onduidelik nie. God het gesê ten laaste vanoggend, verdeel my woord reg. En ek dink ek het al in die Engels gepraat met julle, wat daai woord beteken. Maar ons gaan nie nou Grieks raak en Hebreëus nie. Die woord beteken ploeg. Ploeg, werk, perseveer, endure, long suffering. Nou ek weet nie eens wat die Afrikaanse woorde vir die goed is nie. Maar ek herhaal myself weer. Al hoe jy kan leer om te endure, is om te endure. The only way to learn, to understand long suffering is by suffering long. Nee, dit klink nie lekker nie, maar okay. Vanaand, as dit die Here se wil is, dat daar 'n aand vir my is, né, gaan ek praat waar die Bybel sê, hey, jy gaan pyn hê in hierdie wêreld, né? Ja, jy kan nie wegkom nie, broer, suster, vriend, vyand. Maar daar's 'n pyn wat lei na die dood, en daar's 'n pyn wat lei na redding. Pick jou pyn. Tot wederziens. En wederhoor. Gaan voort, broers en susters. Ek sien julle aan die einde van die veld. En julle wat kners op julle tande, sê dankie vir die Here, dat hy weer eens vanoggend geroep het. En dan 'n kans gegee het om weer te reageer. In Jesus se naam, ons Redder en God. Amen. 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 Eyes have not seen, ears have not heard, nor has it entered into man's heart what the Lord has prepared for those that love him. Now, the Lord said, those that love him, wel, gaan lees. Amen.